Dis hartseer en is seer om dit te sien, veral vir mense vir wie jy lief is. En dis asof mense hulle lewens besig hou met spooke, en demone, en monsters, en drake. En hulle kom nie by die regte lewe uit nie. Die lewe daar waar die tyre die teer tref, daar waar ons misdaad het, daar waar verhoudings is wat moeilik is, daar waar ons land tans beskou word as die land met die grootste familiegeweld en molesterings. Dis die realiteite van die goed, maar ons is hier besig met hierdie droomwêreld. Dalk is dit makliker, want daarvoor kry jy 'n geestelike swaard en jy kry 'n oplossing en 'n plan. Vir die real life kry jy nie hierdie goed nie. En dit is asof mense wegbeweeg van dit. Ontsnap eintlik van dit. Want as jy die real life in die oë moet kyk, dan moet jy dink. Dan moet jy 'n plan maak. En mense wil nie dit doen nie. My punt is, mense glo maklik enigiets. En die hartseer is dit lyk asof geloof, hoe onlogischer jou denke en jou goed is, hoe meer word jy beloon. Dink 'n bietjie mooi daaroor. Hoe onlogischer goed jy glo, hoe groter sal hulle sê as jou geloof. Mense sny hulle hare op sekere maniere, hulle eet sekere kosse, want sekere kosse is heilig en ander is nie, sonder geen enige rede. Natuurlike behoeftes soos honger en seks word jou grootste sondes. Mense vlieg in torings vas. Mense val lande in, alles in die naam van hulle God. En ek wil afsluit met hierdie aanhaling. En hierna sal ek bietjie gesels oor die gesprek wat moet gebeur. When one person suffers from a delusion, it's called insanity. When many people suffer from a delusion, it is called religion. Die monoloog moet oorloop na dialoog. Ek het net baie gou ook agtergekom, want ons is nou al lank in 6 besig, en by die NAN doen hulle dit al baie lank, en by Renaissance is ons al besig met 'n proses, om wel in dialoog te begin verkeer met mense. En een ding wat ek agterkom is dat ons kan nie dialoog. Mense ken nie die reëls vir dialoog nie. Ons sukkel, ons weet nie van regtig luister nie. Ons weet nie regtig om te gaan sit en te sê, ek hoor wat jy sê, ek stem nie 100% met jou saam nie, maar ek is bereid om te luister. Ek is bereid om oop te wees. Dis iets van, ons ken nie die spelreëls van dialoog nie, om met mekaar te kan gesels nie. Vir my is die spelreëls eenvoudig, dis oop, eerlik en eie tyds. As jy dit doen, is jy besig om te vorder. Die oomblik wat ander emosies en goed inkom, het ons 'n probleem. Maar ons het ook 'n baie ander ding wat baie moeilik is, en dis jy weer terug by die woordjie logika. As jy nie logika het nie, het jy 'n probleem. Want dan, wat ook al jy oor praat, vat nie meer grond nie, het begin lig. Nou, ek wil graag vir julle illustreer of verduidelik wat ek bedoel met logika. Logika is 'n ketting. Die een skakeltjie gaan in die ander skakeltjie. Daar word geen gaps toegelaat in logika nie. Geen spronge nie. Die ketting is so sterk soos die swakste skakeltjie. Nou, ek wil graag dit vir julle illustreer. Ek en Charlize Theron. Jammer skat, maar ek en Charlize Theron. Dit kan werk. Sy is pragtig, ek is pragtig. Sy is 'n model op die loopplank, ek is 'n rolmodel. Sy praat Afrikaans, ek praat Afrikaans, ons kan mekaar verstaan, ons kom albei van Suid-Afrika, Gauteng. Ek kan aangaan en aangaan, daar's regtig 'n klomp goed wat my en Charlize, dit kan werk. Dit klink logies. Ek kan ure hier praat, dat ek julle naderhand begin oortuig, dat ek en Charlize kan werk. Die vraag is nou net, die kettingskakeltjies voor die redenasie stuk wat ek nou het, want ek kan mooi hieroor praat vir baie lank. Waar's dit? Want dit bepaal of hierdie ding 'n logiese argument is of nie. Het ons al ontmoet? Was daar chemistry? Ken sy my naam? Ken ek haar naam? Kan ek daar's 'n klomp goed hier voor wat eers moet in plek wees voordat ek hierdie goed kan sê. Dis logiese beredenering. Die een argument bou op die volgende. Die inligting wat kom, maak hierdie wat sterk is soos 'n trappie wat klim. Dit is logika. Sonder dit kan jy nie regtig in dialoog gaan nie. Want dan kan enige iemand enigiets sê. Eintlik is meeste van ons gesprekke onlogies. Veral in godsdiens. En dit gaan nie oor hoe goed jy iets oordra nie, want mense verwar baie keer logika daarmee. Ek bedoel, 'n predikant wat nou preek, jy weet, en dan vir homself hierdie in die kant skryf en sê,
oomblik van stilte, laat dit insak by die mense. Kyk nou op, glimlag nou. As jy dit sê, jy weet, kyk stadig op, jy weet. En dan skryf jy ook aan die hoek, weak argument, shout like hell. Want dit is wat dit vir my lyk of baie mense begin doen. Die oomblik wat jy voel, jou logika maak dit nie, dan wil jy harder praat, groter praat, kwaad raak, skree, verskriklike goed doen. En dit werk nie in dialoog nie. En vrydenkers is mense wat instinktief weet. Jy hoef nie harder te praat nie, jy hoef nie te skree nie, jy hoef niemand te oortuig van niks nie. Jy moet kan luister. Jy moet stadig kan praat. En jy moet die ander persoon kans kan gee om sy ding te kan doen. En eintlik is logika die kern van die wetenskaplike model. Dis 'n proses wat bou, wat ondersoek is, wat bevraagteken is, wat gedeel is, wat getoets is. Sonder dit het ons niks. Kan enige ou enigiets sê. En natuurlik die belangrike ding is, enige wetenskaplike, nie almal doen dit nie, baie mense bedryf wetenskap soos 'n godsdiens, enige wetenskaplike wat sy sout werk, sal vir jou sê, alles is voorlopig. En is oop. Dis 'n oop sisteem. Godsdiens is nie 'n oop sisteem nie, godsdiens is 'n toesisteem. Jy las niks by nie. 2000 jaar terug se waarheid is nou se waarheid. Wetenskap sê nee, jy kan oopmaak. Enige iets kan, Karl Popper, een van my gunsteling filosofe, enige iets kan vals bewys word. Enige teorie kan bygevoeg word, of verander word, of uitgebrei word. Dis oop, dit kan verander. Maar as jy by godsdiens kom, verander niks. Dit kan nie verander nie. En dis die feit. Alles in die lewe verander. Die enigste ding wat nooit verander nie, is dat alles verander. En dit is deel van hierdie proses van dialoog, van 'n vrydenker. Is iemand wat iets van daai dinamika snap. Dit wat ons nou so trots op is, dit wat nou die ultimate waarheid is, die menslike kroon van ons kennis, is môre se grap. Ons lag vir goed wat ons paas en maas aan geglo het. En sê dit is net nie waar nie, ons weet nou net meer.